En ek wil vanaand met u oor iets praat. Die gesegde onder ons Afrikaner volkie is dat mens kan nie 'n dooie perd slaan nie, of moenie 'n dooie perd slaan nie. Nou om 'n dooie perd te slaan beteken jy kan hom slaan soveel as wat jy wil, so hard wat jy wil, so aanhoudend wat jy wil. Daai dooie perd gaan nie opstaan nie. Hy gaan nooit opstaan nie, hy gaan nooit weer 'n perd wees nie. En tog, soms weet ons nie daai perd is dood nie. En soms hou ons aan om daai perd te slaan. Dis 'n situasie in ons lewe, of 'n plan of 'n droom of 'n ideaal wat lankal nie meer leef nie. Miskien 'n rigting wat jou lewe ingeslaan het as gevolg van besluite wat jy geneem het. Miskien was jou prioriteite skeef nie reg nie, maar iets het gebeur wat maak dat jy in 'n situasie bevind, maar om een of ander rede is dit waar jy wil bly. Dit pas mooi aan by vanmôre se boodskap wat ons gesê het dat party mense wil nie die genade van Jesus hê nie, dit is net so. Party mense wil nie gered wees nie, ons weet dit is net so. Maar ons wat die Here ken, kan ook in 'n situasie beland waar ons die spreekwoordelike dooie perd slaan. En ek wil vir julle lees daar uit Johannes 21 vers 1 tot 6. En ek gaan dit gou lees. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael en van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle: "Ek gaan visvang." Hulle sê vir hom: "Ons gaan ook saam met jou." En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?" Hulle antwoord hom: "Nee." En hy sê vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry." Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Sover die woord van die Here. Hierdie disippels kom by mekaar, dit is net na Jesus weg is, en hulle is nou hier, en hulle moet aangaan met hulle lewe wat hulle gevoer het. Hulle moet weer begin visvang, hulle was vissers, hulle het 'n inkomste nodig, hulle het kos nodig, hulle gaan terug na hulle werk wat reg is. Hulle gaan almal saam op hierdie skei, en hulle gaan om vis te vang. En die woord sê vir ons, in hierdie die hele nag wat hulle by mekaar was, hulle niks te vang nie. Nou julle ouens wat hengelaars is, sal weet hoe frustrerend is dit. Jy sit die hele nag daar, jy kry koud, die muskiete byt jou, en al sulke goed, en om een of ander rede het jy heeltyd die hoop dat net nog 'n halfuur daai vis gaan byt. Net nog 'n halfuur. So sit jy 10 uur kom, 10 uur gaan, en jy het ook nie regtig geslaap aan die dag nie, jy's 'n bietjie aan die vaakkant, so jy maak een van daai polismanne reg op jou visstok wat skree as die vis byt, sodat jy darm kan hoor 'n vis byt. Of jy sit een van daai wat noem jy, polismandjies op wat so blink in die nag of skyn in die nag, hy fosfor goed. Wat jy wil sien as die vis byt. Ja, maar niks gebeur nie, nog 'n halfuur gaan verby. Jy sit op hierdie boot, jy sit op daai boot, jy raak moeg van al die gesit. Jy staan op, jy loop 'n draai en jy verbeel jou, as ek so my rug draai, een of ander tyd gaan daai visstok skree en dan gaan ek omdraai en ek hardloop. Nog 'n halfuur gaan verby, dit word 11 uur. En nog steeds hou jy vas. Jy's 'n gesoute hengelaar. Jy weet wat se aas om te gebruik. Jy weet wat om te doen om daai vis te vang, maar niks gebeur nie. So kom die ure, gaan die ure, is 12 uur, is nader aan 1 uur, is nader aan 2 uur. Jy is moeg, jy wil gaan slaap, maar om een of ander rede het jy nog steeds daai verwagting, daai vis gaan byt. Hierdie vissermanne, die disippels, hulle is die hele nag op die water. Hulle gooi daai net, hulle trek die net, hulle gooi die net, hulle trek die net. Hulle vang niks nie. Uiteindelik besef hulle, ons gaan nie vanaand 'n vis vang nie. Jy wat daar langs die dam sit, jy kom naderhand agter, nee, wat weet jy wat, jy's nou regtig besig om jou tyd te mors, want jy het al die triks uitgehaal wat jy ken, en jy kry net nie 'n vis gevang nie. As jy is 'n byt nie, as niks nie. Hy lyn lê stil, hy stok se punt staan stil. As nie wind nie, is mooi weer, maak nie saak nie, niks byt nie. En dit is hierdie scenario wat ons baie keer het. Is 'n scenario van, ek gaan net nog 'n keer probeer. Die Engelse het 'n goeie manier om 'n ding te sê. Hulle sê, doing the same thing over and over again, expecting a different result. Nou ons weet, ons almal is, soms hou ons vas aan 'n hoop of 'n verwagting,
wat lankal nie meer binne in God se plan vir ons is nie. En ons het nie altyd die geestelike bevatlikheid of bevoegdheid of oordeelsvermoë of onderskeiding om te weet wanneer is ons nou besig om daardie dooie perd te slaan nie. Wanneer moet ons visstokke oppak en huis toe gaan? Wanneer is dit te laat? Wanneer is dit 'n tyd om te sê, jy weet, miskien moet ek iets anders probeer. Hierdie ding werk nie vir my nie. En dit is, ek wil dit nie 'n kuns noem nie, dit vat gebed, dit vat afsondering met God wanneer dit 'n belangrike saak is om uit te vind dat wanneer daai belangrike saak tot sy einde gekom het. Wanneer daai situasie wat ons gedink het, soveel hoop voorgehad het, soveel drome oorgedroom het. Ek gee julle 'n praktiese voorbeeld nader aan die huis. So 8 jaar terug toe ek hier gekom het, het ek daai koffiekan daarbo, wel ons het dit die koffiekan genoem, vir julle wat nog nie daar was, ek sien party ouens kyk so vir die muur daar, julle ouens wat vir die muur kyk, wys my julle was nog nie daarbo nie. Anyway, daar's 'n vertrek daar heel op die punt, die young adults gebruik hom nou, wat ek mooi gemaak het, hy was lelik, matte was stikkend, mure was stil en plafonne het uitgeval. Ek het hom persoonlik reggemaak en ek het hierdie droom gehad. Ek het hierdie droom gehad dat dit suksesvol gaan wees en die hele gemeente gaan dit ondersteun. En in die begin was dit so. Die gemeente het dit geondersteun vir 'n maand of 2. En verlang het ek nog daai droom gehad, maar dit het my 'n jaar of 2 gevat om te besluit, nee, daai is 'n dooie perd. Ek gaan nie daai perd uit die dood uit oprig en maak saak hoe hard ek kom slaan nie. En ek het dit eventually laat gaan. En vandag gebruik die young adults dit nie, jy gebruik dit, en vandag verstaan ek hoekom dit so moes wees. So ons het nodig om te onderskei dat wanneer sê die Here die ding gaan glad nie werk nie en wanneer sê die Here dit gaan werk, hou vas. Behou jou visie. Moenie moeg word nie, moenie moed opgee nie. En ons moet kan onderskei tussen die dooie perd en die perd wat net nie nou lus is om te loop nie. En dit is nie altyd so voor die hand liggend nie, en dit is nie altyd so maklik nie. Baie keer is dit moeilik. Dit vat Bybelstudie, dit vat afsondering, dit vat gebed. Dit vat 'n 2-rigting gesprek met die Here in jou binnekamer, by jou gebedsaltaar. Dit vat 'n 2-rigting gesprek waar ons met die Here praat, ons bestudeer sy woord sodat hy met ons kan praat. Voordat ons agterkom, okay, hierdie is 'n dooie perd. Hierdie is 'n perd wat net nie wil loop nie. En hierdie is 'n nuwe taak wat ek moet aanpak. Jesus sê vir die disippels, hy bewys aan hulle dat daar is vis in daai see. Hulle is net besig om dit op die verkeerde manier te doen. Die hele nag probeer hulle en hulle het nie 'n visie van iets nuuts wat moet gebeur nie. En al wat moes gebeur, hulle moes die net aan die ander kant uitgooi. Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant. Die visse is so baie dat meer, kyk want as God seën, seën hy oorvloedig. En hulle kon nie daai net getrek kry nie. Was vol groot visse, sê die Bybel. So wat het verander? Jesus het die verandering gebring. Maar hy het hulle gelos dat hulle die hele nag eers sukkel. Ons kan dink Jesus kan ons op water loop, kon hy nie op die water geloop het en gesê, hoor die kerels, julle gaan niks vang hier nie, kom hier, julle gaan daar vang. Nee, hy wil hulle iets leer en deur die woord wil hy ons iets leer. Dat baie keer sê die Here nie nou nie. En ek het dit beleef in my lewe en ek seker daarvan jy het dit beleef in jou lewe, dat baie keer sê die Here net, die tyd is nie reg nie. Jou seisoen is nie nou nie. En baie keer is ons in 'n seisoen van smart en stryd en hartseer en pyn, wat voel of dit net nooit wil ophou nie. Dit voel dit gaan net aan en aan en aan en nothing ever changes. Dan begeer ons weer verandering, maar dit kom nie. Nou hierdie dinge is almal waar. Daar is verskillende situasies, maar ek wil fokus vanaand op die dooie perd. En ek wil almal hier wat luister vir my stem aanmoedig en vra, is dit nie dalk tyd, maar moenie my woord vat nie, gaan hoor by die Here, maar is dit nie dalk tyd vir jou? Broer, suster, jong mens, is dit nie tyd dat jy jou net op 'n ander plek gooi nie? Miskien is hierdie woord vir iemand, dalk net vir een. Miskien het iemand nodig om vanaand te hoor dat jy is besig om 'n dooie perd te slaan. Miskien, maar weer eens, jy moet by die Here gaan hoor.
Gaan spandeer hierdie week. Wag vir 'n antwoord. Maar dalk is jy daai persoon wat besig is om 'n rigting in te slaan waar God nie wil hê jy moet wees nie. Jy's besig om dinge te doen wat lankal nie meer effektief is nie. Miskien is jy besig om 'n taak te verrig, maar dit het 'n gewoonte geword en jou passie is nie meer daar nie. Miskien wys die Here op verskillende maniere al lankal vir jou dat hierdie perd is inderdaad dood. Hy gaan nie opstaan nie. En intussen tyd voel ons lus om hy liedjie te sing, wasted years, oh well, foolish. En is beter om geestelik so paraat en in tune met die Heilige Gees te wees, as ek nou so 'n Engelse woord kan gebruik, dat ons altyd weet, is die perd dood, is hy net nie lus om te loop nie, of is daar 'n nuwe pad wat die Here wil hê ek moet loop. In ons lewe is daar seisoene. Die woord leer ons dit. Verskillende tye, vir verskillende dinge, verskillende seisoene. Salomo gaan lees 'n bietjie Spreuke en jy sal sien die verskillende seisoene wat daar is. As 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir liefde, 'n tyd vir vrede. Dis nou maar net my verklaring van dit alles. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En as ek en jy nie by die Here hoor nie, en ons versuim ons intieme tyd met hom by ons gebedsaltaar, en ons begin ons vlees volg en ons koppe volg, en ons begin sommer net ons besluite neem wat nie gebaseer is op die woord van die Here nie, dan kan ons in 'n plek of 'n rigting beland waar ons nie meer effektief is nie. En baie keer is dit nie die verskil tussen goed en sleg nie. Baie keer is dit die verskil tussen goed, beter, beste. Alles wat ons vir die Here doen is goed. Maar as die perd dood is dit beter om 'n nuwe perd op te saal. Om jou nette aan die ander kant uit te gooi. Om te hoor by koning Jesus, Here, waar moet ek my net uitgooi? Ek het die hele nag probeer. Ek het die laaste 10 jaar probeer. Ek probeer al my lewe lank en ek kry nie my net vol van die oes wat ek verwag om te kry nie. Ek het al my kennis, al my mand, my fisiese vermoëns, het ek nou al ingespan. Ek het al my mekaar geroep, my ondervinding. Niks werk meer nie. Hierdie droom wil net nie aan die lewe kom nie. Miskien is dit dan tyd om op jou knieë te gaan en vra, Here, ek het niks gevang nie. Waar moet ek die net gooi? En om dit te kan doen, moet jy kan hoor. En om te kan hoor, moet jy daardie intimiteit met die Here hê. Jy moet daardie intieme, ek wil sê knieervaring, waar jou knie buig voor die Here. En ja, om te smeek, is Bybels om te smeek. Om te smeek in geloof natuurlik, nie in ongeloof nie. Om te smeek met 'n verwagting, Here, hier is 'n situasie wat ek nie verstaan nie. Iets werk nie. Wat moet ek doen om dit te laat werk? Miskien sê die Here vir jou, nee, jy moet totaal 'n ander rigting inslaan. Miskien is daar vanaand iemand, en ek glo daar moet wees, die Here sou nie vir my die woord gegee het, as dit nie so was nie. Iewers daar iemand hier, wat besig is om 'n dooie perd te slaan, en jy het nodig om 'n rigting verander, en miskien 'n radikale paradigma skuif, wat jy moet maak. Miskien moet jy totaal anders dink oor 'n saak, wat jy nog altyd op dieselfde manier gedink het. Ek wil weer herhaal, don't expect a different result, when you keep on doing the same thing. Want net wat jy saai sal jy maai. Daai dooie perd, as hy inderdaad dood is, as daai droom dood is, as daai visie dood is, as daai bediening dood is, as daai verhouding dood is. Nou nie as jy getroud is nie, hoor, boetie, dan sit jy maar met jou probleem tot jy doodgaan. Almarie skit en daar kop vir die pastoor. Julle weet wat ek bedoel. Jy kan tyd mors, jy kan jare mors, jy kan oud word en terugkyk op jou lewe en sien, ek kan nie verstaan hoekom het ek dit nooit besef nie. Dit was vir my so in die bediening. Ek het in my voltyds in die bediening gegaan. Maar ek moes lankal. En ek het dit besef die dag toe die deur vir my gaan oopgaan.
dat God het nog steeds vir my genade gegee. Maar dit wat ek gedoen het, was vir baie jare 'n dooie perd. My sekulêre lewe van die 20 jaar voordat ek in die bediening gegaan het, was 'n mors van tyd. Omdat my prioriteite, my visie, my verhouding, my geestelike bevatlikheid, al daai dinge was uit met die Here se wil vir my lewe. Maar hy kom nog en hy gee genade daar naby die wenpaal. Kom hy stop jou nog steeds in jou tracks en hy gee genade en hy sê, so jy's nooit te oud te hoor. Die genade, Morney is ook nou daai ouderdom, wat hy nou in die bediening gaan ingaan. En die Here gee genade, wanneer jy die genade nodig het. Maar ek wil hê jy moet oop wees. Dis die bedoeling van hierdie kort boodskap. Ek wil hê jy moet oop wees vir die moontlikheid dat jy dalk 'n ander rigting moet inslaan. Elke mens wat gered is, wedergebore is, dit was seker die grootste rigtingverandering van ons lewe. Die dag met 'n botsing met die kruis, soos 'n Paulus wat totaal en al 180 grade omdraai gemaak het. Maar daar's ander geleenthede ook. Daar's in 'n situasies. Nou ek wil nie jy nou môre jou werk gaan bedank en sê, die pastoor het vir my gesê, ek moet nou my werk bedank, ek moet 'n ander werk gaan soek nie. Jy moet by die Here hoor asseblief, nie by my nie, maar ek weet net, iemand hier moet dalk, miskien moet jy net anders dink oor dinge. Miskien moet jy net begin glo, miskien moet jy jou vertroue reg kry. Miskien het die Here lankal daai droom in jou gedrop. Dis wat hy doen. Hy gee vir jou die droom, dan los hy die droom by jou. Hy gaan nie die droom vir jou werk nie. Jy moet dit werk. Deurweek daai droom, daai visie, deurweek dit met gebed, maak seker. Want te veel mense sê, die Here sê, die Here sê, die Here sê. Dis nie altyd die Here wat sê nie. Baie keer is dit net jou eie vlees wat sê. Baie keer as jy wil so graag daai ander werk hê. Jy wil so graag daai salaris kry wat daai werk verteenwoordig. Jy wil so graag opgang maak in die lewe. Jy wil so graag 'n sukses maak. Daai begeerte is nie altyd noodwendig binne die wil van God nie. En ek kan weer net die ryk jong man as voorbeeld gebruik. Ek gaan dit vir julle tot vervelings toe sê, want dit is seker die beste vergelyking wat daar is. Dis 'n Saggeus en die ryk jong man. Saggeus maak die regte besluit om by Jesus uit te kom. Die ryk man het 'n droom. Hy het 'n droom om gered te word. Hy gaan na Jesus toe en hy vra vir hom, wat moet ek doen? Jesus sê vir hom, onderhou die wet, want hy weet hy's 'n Jood. Jesus sê vir hom, maar jy kort een ding. Gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, kom jy en volg my. Want die Here het geweet wat is dit wat hom terughou. Sy rykdom. Hy was nie bereid om dit op te gee nie. Hy wou Jesus op sy voorwaardes volg en nie op Jesus se voorwaardes nie. So wat 'n droom jy ook al het, daar gaan 'n prys wees om te betaal. Nie negatief nie, maar daar gaan iets wees wat jy moet aflê. Miskien is die landbouer besig om jou te snoei en is daar verhoudings, situasies wat vir jou na in die hart lê, wat hy afsny. Want dit maak dat jou hart nie meer aan Jesus behoort nie. Dis een kant van die saak. Die ander kant van die saak is, dat jy so lank dieselfde ding doen, dat jy nie meer iets anders kan doen nie. En ek hou van daai voorbeeld wat ek altyd gebruik, in die weermag, daar in die Kalahari, daar in die sand, daai trokke wat daar gery het, daai groot samel 100, met die hak agterop, daai trokke ry 'n half meter diep sloot, dis nou 'n hele konvooi in daai Kalahari sand. Daai Kalahari sand is nie soos die Sahara sand nie, hy's stewig, hy's sterk, hy's sand, maar hy's kompak. Daai lorry loop daar. Daai drywer sit om in eerste rad en hy los die klats en dan loop die trok en klim hy uit en lê bo op die dak en tel. Die trok ry. Hy's nie eens in die cab nie. Daai trok kan onmoontlik nie uit daai groef uit nie. Ons praat van 25 kilos in die Kalahari hierso reg iets stukkie pad. Hy lê intern op die dak terwyl die lorry ry want hy weet daai lorry is in 'n groef.
Daar's net een manier om daai lorry uit daai groef uit te kry. Jy moet in daai cab inklim en jy moet daai stuurwiel met krag vat. Want daai wiele is 'n half meter diep in daai sand. Om daai lorry daar uit te kry, vat 'n intervention. Miskien het jy 'n godly intervention nodig. Miskien het jy 'n intervention nodig deur die Gees van die Here. Miskien moet jy hoor, Here, hoe moet ek uit my groef uitkom? En moet ek uit my groef uitkom? En wanneer moet ek dit doen? Maar ek kan vir jou een ding beloof, dit gaan 'n prys vra. Dit gaan 'n aksie vat van jou kant af. Dit gaan meer as net 'n gedagteverandering, meer as net 'n paradigma skuif vat. Dit gaan 'n effort vat, dit gaan 'n poging van jou kant vat, 'n definitiewe, beslisste, doelgerigte poging. Vooraf beplande, gebedsdeurweekte poging vat om die ander rigting in te slaan. Te veel mense gaan in die ewigheid in sonder dat hulle ooit hulle skepingsdoel bereik het. Sonder dat hulle ooit die volheid van hulle potensiaal bereik het, omdat hulle lewenslank 'n dooie perd geslaan het, dieselfde dinge oor en oor gedoen het. As jy swak is in die gees, en jy gaan nie meer bid, meer Bybel lees, meer kerk toe gaan nie, nothing's gonna change. Net om 'n voorbeeld te noem. As jy wil hê dat jou verhouding met die Here moet weer brandend wees in jou hart, soos die Emmausgangers, nadat hulle met Jesus gepraat het, het hulle gesê, was ons harte nie brandende toe hy met ons gepraat het nie? Wil jy daai vuur terug hê? Baie mense sê, I'm waiting for a revival. Ek wil 'n revival hê, maar ek wil vir jou sê, dat die revival moet eers by jou begin. En vir jou om 'n revival te beleef, moet jy iets drasties, dramaties anders doen in jou verhouding met die Here. Dat die krag en die vuur van die Heilige Gees gaan nie terugkom tensy jy daardie spreekwoordelike stuurwiel vat en daardie lorry uit daai groef uitdraai nie, met krag, met mag, met doelbewuste planmatigheid. Disippelskap is prakties. Ons is baie geestelik, maar as dit kom by prakties, dan val ons baie keer uit die bus uit. Ons het baie keer nie daardie wil, begeerte of vermoë om hierdie vlees te kry om anders te op te tree, anders te dink nie. Ek onthou vir baie jare het ek geglo daar staan goed in die Bybel wat nooit daar gestaan het nie. Omdat ons vaders en ons vaders se vaders en ons oupa grootjies ons dit geleer het. Daar's baie goed wat hulle vandag nog glo wat glad nie in die Bybel is, dit was nooit daar nie. Ons kan nie net aanhou dieselfde dinge dink nie. Ek sê nie ons moet roekeloos raak. God hou van orde. Dit beteken nie ons moet 'n chaos lewe daar buite nie. Jy gaan jou werk los en jy gaan jou kar verkoop en jy gaan 'n caravan koop en jy gaan nou toer nie. En dink jy gaan iewers nou regkom nie. Nee. Maar jy gaan by die Here hoor. Want dit is nie net hierdie ou en hierdie ouens wat 'n roeping het nie. Wat is jou roeping? As jy nie besig om 'n dooie perd te slaan, is dit nie dalk hoekom jy nie groei nie? Dis 'n retoriese vraag. Is jy nie dalk besig om weg te sink in daai diep getrapte spore van gewoonte? En jy het so gemaklik geraak dat jy nie meer agter die stuurwiel nie, jy lê op die dak en teen. Jy is nie meer in beheer van hy lorry nie. Hy is al so gewoond, hy loop sommer outomaties. Dis wanneer jy 'n kerkganger word en nie meer 'n gelowige nie. Dis wanneer jy godsdienstige gees kry en nie meer 'n lewende verhouding nie. Daar is 'n roeping op jou lewe. Iemand moet vanaand hier hoor. Dit miskien is dit jy. En ek weet ek gaan baie van julle vir 'n hele week lank laat wonder of dit dalk jy is nie. Maar gaan hoor by die Here. Ek voel nie in my hart om enigiemand hier uit te sonder nie. Want ek weet hierdie woord is vir meeste van ons. You've done it. Hoe sê hulle? Done it, tried it, done it. Wat sê hulle? Got a t-shirt. Been there, done that. Got a t-shirt. Okay, bære daai t-shirt, tyd vir 'n nuwe t-shirt. Die kerk gaan nie groei otherwise nie. Die verandering wat kom en die vervolging wat soos 'n golf teen ons aangerol kom, gaan 'n radikale verdieping in ons geestelike lewe nodig hê om daai golf te kan teenstaan. Om nie meegesleer te word
en die Here te verloon nie. Dat vrees nie weer oorneem nie. Dat ons geloof verdamp nie. Dis nou die tyd. Wat het jy nog altyd gedoen? Jy weet hoe maak ons, né? Ons sit altyd op presies dieselfde plekke ook. Ons is sulke en we creatures of habit. Dis nie verkeerd nie. Ons is creatures of habit, ons almal doen dit. Ons sit almal op dieselfde plek, elke Sondag, in hierdie banke. En as jy nou een Sondag kom en daar is 'n besoeker en hy sit op jou plek, dan voel jy so vererg, maar jy sê niks. Jy sit op 'n ander plek, jy is onstuimig. In die vorige gemeente het ek 'n tannie gehad wat sommer dis 'n besoekende pastoor, maar sy weet nie hy is die pastoor nie. Hy en sy vrou sit daar, hulle gaan preek, hy gaan preek. Sy stap na hom, sê meneer, net vir jou sê sit op my plek hoor. Gedwee staan hy op, hy en sy vrou sit op 'n ander plek. Na die diens het sy so 'n bietjie in die moeilikheid gewees. Dis wat ons doen. Elke week. Ek weet al wie sit waar, ek jou naam skryf op hy bank, want ek weet dis waar jy gaan sit. En ek wil jou uitdaag. Sit volgende week op 'n totale ander plek. Doelbewus. Doen dit as 'n manifestasie dat jy bereid is om uit jou groef uit te kom. Dis 'n klein dingetjie. Dis 'n klein dingetjie. Skuif net een bank vorentoe op een agtertoe. Dis 'n klein dingetjie, maar dit kan 'n groot gevolg hê. Ons kan maklik verkeerde gewoontes aanleer. Ons kan ook goeie gewoontes aanleer. Enige gewoonte kan aangeleer en afgeleer word. En ek wil afsluit met hierdie storie van die veld wat vol dorings is. Wie van julle ken wat is daai dorings wat 'n trekkertyre stuk en steek? Sekelbos. Ken julle 'n sekelbos? Vir julle jong mense wat nie 'n sekelbos ken nie, as jy in 'n sekelbos doring trap, dan gaan hy reg deur jou voet. Dit is sulke goeters en hy's so hard soos 'n spyker. Hulle steek lorrytyre stuk en trekkertyres. 'n Sekelbos, jy kan nie daar loop nie. Jy gaan gewond wees. Jy kan daar loop. Hulle word nie baie groot nie, hulle groei so naby aan die grond. Daar in die wildtuin moet jy kyk vir hulle, want ou Mattie, hulle like om 'n tak so oor die pad te groei. Jy moet mooi kyk. Nou kom ons gestel, daar's 'n veld met sekelbosse. Dis baie lank, hy's 20 km lank, jy kan nie omloop nie. En daar's 'n voetpaadjie. Waar gaan jy loop? Jy gaan die voetpaadjie kies. Is dit nie so nie? Dis mos stupid om nie die voetpaadjie te loop. Gaan nou deur die dorings loop. Nou dis hoe ons brein werk. En 'n slim ou het eendag vir my gesê, dit maak vir my so sin. Want die woord sê ons moet verander deur ons gedagtes te vernuwe. We have to be Christ-minded en ons moet begin dink soos Jesus. En om te dink soos Jesus is om sy woord te vat en dit sit nie lekker met die vlees nie. Ons wil nie daar, ons wil daai voetpaadjie bly loop. Nou die ding met 'n voetpaadjie is, hy word so hard dat selfs al reën dit, niks daar groei nie. Niks groei op 'n voetpaadjie wat gereeld gebruik word nie. Dit is hoe ons in 'n groef beland. Ons denkprosesse wat altyd dieselfde is, nie skrifgefundeerd nie. So as jy meer honger om paradigma skuwe te maak en soos Jesus te begin dink nie. Ons wil ons eie lewe rig en beplan en bestuur en dit het sekere denkprosesse wat dit vat. Ons het dit nog altyd so gedoen, ek het nog altyd so gedink, dis hoe ek nog altyd is, my ma en pa was so, my oupa was so, dis hoe ek is. Ek so gemaak, ek so glad staan, dis my denke. Jesus kom, hy sê nee, maar jy gaan nie verander so nie. Hy sê al hoe julle gaan verander is julle begin dink soos ek dink. So wat het dit te doen met die sekelbos en die voetpaadjie? Dit beteken dat die voetpaadjie is ons verkeerde denke. En ons moet nuwe denkprosesse aanleer. Ons moet as dit ware 'n nuwe voetpaadjie trap. En ons wil nie, want dit is gevaarlik en ons weet daai gaan seermaak. Dit gaan my uit my comfort zone uithaal. Miskien moet iemand dit hoor vanaand. Dit gaan my uit my comfort zone uithaal. Daar waar ek gemaklik is, daar waar ek altyd loop, altyd dink, altyd doen, niks verander nie. Dalk wil die Here hê jy moet iets nuuts probeer. Dalk is daar vir jou 'n glorious, wonderlike, geestelike toekoms. Maar omdat jy bang is om nuut te dink, om soos Jesus te dink, bly jy maar aan die voetpaadjie en eendag gaan jy voor die Here staan met 1 talent wat jy weggesteek het, miskien. So hoe maak jy? Jy begin doelbewus anders dink.
Jy begin doelbewus 'n ander voetpaadjie loop. In die begin is dit seer, dit wond jou, is ongemaklik en jy wil elke keer dat jy daai versoeking om terug te gaan na die maklike pad. Ek het vir jou gesê dit gaan 'n prys vra om uit jou groef uit te kom, né? En daai prys is effort wat jy moet insit. Daai effort is om 'n nuwe voetpaadjie te trap. Maar soos wat jy daai voetpaadjie gereeld loop, raak jy hom ook gewoond. En so begin jy binne in daai nuwe visie, begin jy leef. En dit bly nie moeilik nie, dit raak makliker, want soos jy deur daai sekelbosse loop, in die begin steek hulle vir jou en sny vir jou en steek jou flenters. Maar jy hou uit en jy hou aan en jy weerstaan die pyn en die nuutheid van hierdie hele ding. Jy betaal die prys, jy koop die tyd uit, jy doen wat jy moet doen en jy loop daai nuwe voetpaadjie. En stelselmatig kom jy agter, dit raak al hoe makliker. Dit raak nou ook vir my makliker. Wat gebeur dan met die ou voetpaadjie? Dan begin hy toe groei. Eventually groei hy toe. En as jy weer kan kry, daar waar hy ou voetpaadjie was, is nou net sekelbosse. En voor jy jouself kan kry, kan jy nie eens meer agterkom waar was hy nie. Totdat daai voetpaadjie, totdat daai perd dood is, dan herhaal jy die proses. Die pad van 'n gelowige is nie easy peasy nie, né? Die pad van 'n gelowige vat doelgerigte gehoorsaamheid aan die meester. Dit konfronteer die vlees. Dit konfronteer ons gemaksigtigheid, ons neiging na die easy way out. Om altyd net die maklike uitweg te vat is maklik. Wat moeiliker is om te sê, Here, wat U ook al sê, ek sal dit doen. En dan gaan die Here ook vir ons vra, as iemand 'n toring wil bou, gaan hy nie seker maak hy moet daai toring kan klaarmaak. Dit gaan 'n prys vra. Die ewige lewe is gratis, maar is nie goedkoop nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Jy kry die ewige lewe gratis, die redding is gratis, jou wedergeboorte is iets wat God doen. Die inwoning van die Heilige Gees is 'n blessing, it's a gift of God. Salvation is a gift of God, en dan leef ons soos mense wat die geskenk gekry het. As jy 2 karre het, 'n Uno wat uitmekaar uitval, hoop iemand ry 'n Uno hier nie. 'n Uno wat uitmekaar uitval, of 'n splinternuwe, en dit kan jy nou jou eie kar daarin sit. Droomkar, 'n kar wat jy weet sal 'n droom bly forever. Daai kar. As jy uitstap, wat gaan jy kies om te ry? Daai Uno gaan 'n hoenderhok word. Jy gaan hom nooit weer ry nie. Hoekom is dit dan dat kry ons die ewige lewe, die grootste geskenk met die meeste waarde, maar ons kies baie keer die drek van hierdie wêreld. Miskien moet jy iemand hier hoor vanaand dat jy's te lank besig om jou roeping weg te gooi. Jy's te lank besig om die Heilige Gees te weerstaan. Miskien staan jy gevaar om die Heilige Gees uit te blus in jou lewe. Miskien het jy nodig om te luister. Miskien het jy nodig om jou net ook aan die ander kant uit te gooi. Weet dit, wat dit ook al is, dat God se bedoeling is altyd goed. Ja, daai nuwe voetpaadjie deur die sekelbosse gaan vir jou seermaak, maar die uiteinde daarvan is goed. Ek dink ultimately, om af te sluit, moet jy jouself vra, wil jy iets vir die Here doen? Wil jy iets meer doen vir hom? As jou antwoord daarop ja is, maar dan sê jy daai stuurwiel moet vat en daai trok uit daai groef uitkry. Amen. Jy sal weet in hierdie tyd of daai dooie perd dood is, hy wil nie opstaan nie. Miskien moet jy net iets anders doen. Amen.